Ek kom groet u in die naam van God die Vader wat by ons is. Groet in die naam van Jesus, die Seun wat met ons is. Groet in die naam van die Gees van God wat in ons is. Met ons, by ons, in ons. Kom ons bid saam. Here, ons is hier vergader in u naam. Ons is hier om in u teenwoordigheid te wees. Want in u teenwoordigheid hoor ons u stem. In u teenwoordigheid ervaar ons u. In die teenwoordigheid word ons verander. Ons is hier omdat ons weet u is teenwoordig. Ons maak u nie teenwoordig nie. Ons bid nie dat u moet teenwoordig wees nie. U het gesê waar 2 of 3 in u naam bymekaar is, daar is u teenwoordig. U is hier. U is nou hier. Dis u belofte. U is die God wat tussen ons wil wees. Wat by ons wil wees. Wat in ons wil wees. U is nie 'n ver God, daar een kant, u is die God wat mens geword het en tussen ons kom woon het. U is by ons. U is om ons. U is bokant ons en u is onderkant ons en u is rondom ons. U is oral in almal en alles vir altyd. En daarom is die God. Ons hoef nie te soek nie. U soek ons. Ek het gekom om te soek en te red wat verlore is. U kom vanoggend soos u met Adam en Eva gemaak het toe hulle weggekruip het en u kom en u vra dieselfde vraag: waar is jy? Hier ons elke moet antwoord. Vanoggend in hierdie diens. Hier is ek, Here. Hier is ek. Praat. Ek luister. U het gesê, u is nooit afwesig nie. U is altyd daar. Dis ons wat wegloop soos die verlore seun. Dis ons wat in varkhokke eindig. Maar is ons wat weer moet opstaan en terugkom. En U ontvang ons met oop arms en sê, ek was altyd hier. Ek was altyd hier in die Vaderhuis. Ek het altyd nog vir jou gewag. En U het gesê, my seun was verlore en is gevind. En daar is fees gevier. Kom nou vanoggend en laat ons elkeen saam met U in U teenwoordigheid fees vier. Amen. Amen. Ons tekswoord is in Eksodus 33 vers 15. Maar ek gaan die vorige gedeeltes moet ek net met U behandel dat die konteks. Onthou ons moet nooit die Bybel uit konteks uithaal nie. Jy weet, om 'n teksvers te preek is baie keer baie gevaarlik, omdat jy haal hom uit 'n konteks en dan sê die vers jou iets wat hy nie gesê het nie. Dis soos iemand se brief, jy haal net een versie of een gedeelte van die brief
uit en dan sê jy dis wat die brief gesê het. Nee. So, ons tekswoord is Eksodus 33 vers 15. God het net voor die tyd gesê, hy gaan nie met die volk saam nie. Ek het tot hier saam met julle getrek, maar ek gaan nie verder nie. En dan kom Moses met hierdie aangrypende vers 15. Toe het Moses vir God gesê, as u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. As u nie self saam gaan nie, moet u ons nie van hier af laat wegtrek nie. Hierdie gedeelte begin, wat ons eintlik moet terugblaai, is in Eksodus 31. Want in Eksodus 31 het God vir Moses opdrag gegee om buite die kamp die verbondstent te gaan oprig. En jy kan maar gaan lees presies hoe dit gebou moes word, uit die beste bouers en die beste mense. Daar het hy die mense gawes gegee. Jy wat 'n bouer is, né? En jy wat iets met jou hande kan doen. Weet jy dat? Die Here het vir daai mense die gawe gegee om dit te doen. En hulle het die beste gebou wat hulle kon. En hierdie verbondstent was God se teenwoordigheid. Elke keer as Moses in die verbondstent ingegaan het, het die wolk, jy weet die wolk wat al die jare in die dag die Israeliete gelei het en in die nag is daar vuurkolom, hierdie wolk het in die verbondstent ingetrek en dan was God teenwoordig. En Moses het met God daar gepraat oor die volk en oor waar gaan ons heen en hoe moet ek maak? En as Moses uit die verbondstent uitgekom het, het sy gesig gewoonlik geglinster. Hoekom? Hy was nie teenwoordigheid van God. Hy was nie teenwoordigheid van God. Wat 'n ongelooflike voorreg, die tent van samekoms. En wie wat gebeur in die Nuwe Testament? Johannes 1:14. God het mens geword en tussen ons kom woon. Daar staan, hy het kom tent opslaan tussen ons. Hy kom tabernakel tussen ons. En wat? Sodat ons sy heerlikheid kon sien. Die heerlikheid van sy eniggebore seun, ons Here. Hoor julle? God het tussen ons kom tent opslaan. Jesus is God se tent van samekoms wat hy tussen ons kom opslaan het. Sodat ons elke oomblik God se teenwoordigheid kan ervaar. Waar Jesus is God se teenwoordigheid. Dwars deur sy bediening het mense ervaar, God is hier. God is hier. En daarom daar wonderwerke gebeur. Daar waar God is daar wonderwerke. Wat het gebeur met die Israeliete? Die woestyn. Die Rooi See gaan oop. Wat sien hulle? God se teenwoordigheid. Manna val uit die hemel. Wat sien hulle? God se teenwoordigheid. Die water kom uit die rots. Wat sien hulle? God se teenwoordigheid. God het saam met hulle getrek, die wolk. Dag en nag. O, my boetie, my sussie. En hierdie volk, hoor mooi, hierdie volk wat alles gesien het, hoe hulle uit Egipte land uitgegaan het, 'n wonderwerk, hoe hulle die Rooi See is, hoe hulle die woestyn getrek het. Hierdie volk, toe Moses geroep is na Sinaï toe, ek het die voorreg gehad om op Sinaï te staan, toe hy by die Sinaï berg kom, en hy klim op die Sinaï berg, om God se wet te ontvang. Ek wil dit noem God se brief. God se briewe op 2 kliptafels. En daar staan in Eksodus staan daar, God het hierdie brief met sy eie vinger geskryf. Hy het hom sy eie vinger geskryf. Wet 1, wet 2, wet 3. En terwyl Moses op die berg Sinaï is, wat gebeur? Die volk sê God is weg. Ons het nie meer God nie. Hy is weg. Hulle gaan na Aaron toe. Sê vir Aaron, ons wil 'n God hê. Jy sien, wanneer jou God weg is, dan skep jy vir jouself 'n God. Ons noem dit 'n afgod. En Aaron, weet jy wat om te maak nie? Die volk, jy weet, as die massa daar is, dan doen jy baie keer wat hulle sê, en hulle het al hulle goud uitgehaal, ringe en hulle oorbelle, en hulle het vir Aaron gegee, en hy maak 'n goue kalf.
En die volk begin rondom hierdie goue kalf te dans en sê, dis ons God. Jy sien my boetie, my boetie en sussie, as jy nie die ware God in jou lewe het nie, gaan jy verseker vir jou 'n afgod maak. 'n Afgod van goud, 'n afgod van geld, 'n afgod van genot. Ons gaan aanhou. Ons skep ons eie afgode. Want wat doen 'n afgod? 'n Afgod het ek gemaak, is 'n mensgemaakte God. En ek kan vir daai God sê wat ek wil hê. En ek vir daai God kan ek eintlik beheer. sien? Ek se beheer. 'n Afgod is 'n nie God. In Hebreëus beteken afgod is 'n nie God. Is 'n God wat nie bestaan nie. O, en ek moet huil vanoggend. Die wêreld is sonder God. Oukies, as jy dit nie sien nie, as jy dit nie hoor nie, as jy dit nie ervaar nie, het jy blind geword, het jy doof geword. Hierdie wêreld is sonder God. En hierdie wêreld is elke dag besig om vir hom nog 'n afgod te maak, en nog 'n afgod te maak, en nog 'n afgod te maak. Hoekom? Want as jy nie God het nie, dan dien jy alle gode. Ons het een God. Maar mense skep hulle eie afgode. En nou kom Moses af met die 2 kliptafels. En hy hoor die gerumoer daar, die volk. En Aaron kom hom toe aangestap. Hy sê, wat gaan in die tent aan? Want dit wat hulle hou, is nie 'n fees nie. Dis 'n gerumoer. Want het jy al gesien hoe mense afgode dien? Het jy al gesien? Dis nie aanbidding nie. Dis nie lofprysing nie. Dis 'n gerumoer. Dis 'n opsweping. Dis op en af spring. Ons hoef nie ons God op en af te spring nie. Ons aanbid hom. Want ons is in sy teenwoordigheid. En dan kom Moses, en weet jy, so kwaad. Hy vat hierdie 2 kliptafels en hy gooi hulle stukkend. Hy sê, julle kan hierdie brief nie nou lees nie. Hierdie brief wat deur God se vinger geskryf is, kan julle nie lees nie. En daarom gaan ek dit vir julle gee nie. Gooi dit stukkend. En hy sê vir die volk, julle het gesondig teen God. En God, julle het God verlaat. Onthou, daar's God se wolk, sy teenwoordigheid. Hierdie wolk doen nie dit nie. Ons doen dit. Ons beweeg onder God se wolk uit. Ons gaan verder weg van God se wolk af. En dan ewe skielik sê ons, daar's nie God nie. Dis nie God wat weg is nie, dis ek wat weg is. Dis nie God wat wegkruip nie, dis ons wat wegkruip. En die volk weet, hulle is in die moeilikheid, en dan sê God vir Moses, ek gaan nie saamtrek nie. Ek gaan nie saamtrek nie. Wat doen Moses? Moses hardloop na die tent van samekoms. Hy gaan in die tent van samekoms, die wolk van God gaan saam met hom, jy sien. En toe hulle daar by mekaar kom, Moses en God, toe kom Moses, wat doen hy? Hy doen versoening vir sy volk. Hy sê, asseblief God, dis jou volk. Hulle het afgedwaal, maar moenie jou rug op hulle draai nie. Moenie weggaan nie. Moenie sê, jy gaan nie saamtrek nie. Ons wil nie u engel laat saamtrek. Hy sê, ek gaan 'n engel van die Here vir julle saamstuur. Hy sê, nee, niks minder as u self nie. Oukies, ek is met niks minder tevrede as die teenwoordigheid van God nie. Ek wil nie 'n plaasvervanger hê nie. Ek wil nie 'n opgemaakte ding hê nie. Ek wil nie 'n ding wat gefabriseer is nie. En hoeveel kerke en mense probeer die goed fabriseer. Deur emosie en ewe skielik ervaar hulle God se teenwoordigheid en skreeu hulle en oukies, pas op. Weet jy wat God is? Is mense rustig in die teenwoordigheid van God. Dit bring kalmte. Dit bring rus en vrede. En dan sê Moses, as u nie self saamgaan nie, dan trek ek nie vanaf nie. Onthou toe daai wolkkolom beweeg het, as die wolk stil gaan staan, het die volk stil gestaan. As daai wolk beweeg dag of nag, dan beweeg die volk saam. As God in jou lewe beweeg, dan beweeg jy. As God in jou lewe gaan stil staan op 'n plek waar jy moet regmaak of waar daar iets in jou lewe is, staan stil. Moenie beweeg sonder God nie. Ek gee nie 1 tree sonder God nie. Want hoor my, 1 tree sonder God is 1 tree te ver. Hoeveel trees het ons al sonder God gegee? Het ons nie daarvoor betaal nie? Sien dat God ons straf nie? Ons kom op 'n verkeerde plek. Die Israeliete was nou op 'n verkeerde plek. En hulle moet teruggaan na God toe.
En Moses sê, terug na God toe. En ek wil nie vanoggend met u praat oor ons omstandighede nie. Dit is chaos. Ons land is in chaos. En ek wil vir u sê, hulle kan nog 'n kommissie hê, en hulle kan nog 'n wet skryf, en hulle kan weer dit doen, en hulle kan dit weer doen. Dit gaan nêrens nie. Weet jy hoekom? Sonder God se teenwoordigheid. Sonder God se teenwoordigheid is jy op pad na 'n verkeerde plek toe. Nêrens. Weg van God af. Oukies, hoor my, daar is nêrens 'n slegter plek as die plek sonder God nie. Jesus het ervaar op die kruis Golgotha. My God, waarom het my verlaat? Hy beleef, hoe voel dit vir 'n mens sonder God? Want hy voel dit in ons plek. Hoeveel keer was jy sonder God? Hoeveel keer het jy gevoel, maar God is weg. Ek hoor hom nie. Ek het dit veroorsaak. Nou is God stil. En ek kan nie so leef nie. As net een pad. Terug na God toe. Want ek wil vir jy sê, as God nie self met ons saamgaan nie, moet ons glad nie hier vandaan vertrek nie. Hierdie volk van ons in die wêreld en wie ook al sal moet teruggaan na God toe. Hulle wil dit regmaak met oorloë, hulle wil dit regmaak met duisende mense doodgemaak word. Dis nie wat God wil hê nie. Hy wil vrede hê. Maar jy het vrede in die teenwoordigheid van God. Sonder vrede. Onthou jy vir Judas toe hy Jesus verraai het? Hy was sonder God. Hy het weggehardloop en het homself gaan ophang. Jy kom op 'n plek sonder God wat jy voel my lewe is nie meer moeite werd nie. Ek sien nie kans om voort te gaan nie. En daarom het die Here gesê, hoor wat sê God vir ons? Ek is die Here jou God wat jou Egipte land uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Wat staan daar? 20 vers 25. God is 'n jaloerse God. Oukies, wat beteken God se jaloesie? Hoor mooi. God deel jou met niemand nie. Nee. Dis of hy of niemand nie. Moenie in die plek daarvan sê ek gaan kerk toe, ek lees my Bybel, ek doen my bes, alles is reg. Maar dit gaan jou teenwoordigheid van God bring nie. Jy moet in die teenwoordigheid van God kom en hom aanvaar. Hoor jy oukies? Om Jesus te volg is nie 'n emosie nie. Om Jesus te volg is 'n keuse. Ek het my vrou nie emosioneel gekies nie. Ja, ek was lief vir haar. Maar ek het haar gekies uit eie keuse. En daar wil mense, daar moet so ietsie gebeur met hulle. En dan gaan Jesus, nee. Jy kom op 'n plek waar jy sê, ek gaan geen tree sonder Jesus nie. Ek loop agter Jesus aan, niemand anders nie. En dan begin jou lewe te verander. En daarom sê Jesus, Matteus 6:24, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan nie twee gode hê nie. Jy kan nie op twee stoele sit nie. Dis een of die ander. En hoeveel van ons probeer op twee stoele sit? En jy val tussen die twee stoele deur en dan wil ek amper vir jou sê, jy sit op jou agterwêreld. Jy's nêrens. Oukies, waar is jy vanoggend? Jy weet, hoor mooi, daar is geen bestemming sonder God se teenwoordigheid nie. Die volk is op pad. God het hulle beloof. Hy het vir hulle wolkkolom gegee, hy het hulle vuurkolom gegee, hy het vir hulle 'n leier gegee, Moses. Maar weet jy wat? Moses sê, God, sonder u teenwoordigheid is ons op pad nêrens toe. Sonder u gaan ons nie ons bestemming bereik nie. En ek wil dit vir julle almal sê, en ek sê dit vir wie van nou luister. Ek gee nie om op watter pad jy is nie. Maar as jy op 'n pad is sonder God se teenwoordigheid, is jy op pad na die verkeerde plek toe. En ek wil net vir sê, 'n verkeerde pad kom nie by die regte plek uit nie, nooit. Mense op 'n verkeerde pad wees op die regte plek uitkom. Dit werk nie so nie. Vir Moses
is God se teenwoordig nie, maar net 'n aanhangsel nie. Vir Moses is God se teenwoordig die reis self. Hy wil binne God se teenwoordigheid wil hy die volk lei na die beloofde land toe. En hulle het by die beloofde land uitgekom. En weet jy wat? God se teenwoordigheid se gawe. Weet jy, dis een van die grootste geskenke wat God ons gee. Ons vra alles. Gee my dit, gee my dat, gee nou reën in hierdie en is reg, ons kan dit vra. Ons mag dit vra. Maar weet jy wat is die eerste ding wat jy moet vra? Here, ek wil in U teenwoordigheid lewe. En God gee dit as 'n gawe. Hy het 4 kolom in die ander kolom in die dag vir die volk gegee. Hy het die 10 gebooie wat Moses weer gaan haal het en teruggebring het hy vir hulle gegee. Hulle moes dit net ontvang. En nou kom Jesus en Jesus sê deur Paulus 2 Korintiërs 3 vers 3. Ons wet is nie meer geskrywe op kliptafels nie. Ons wet is nou geskrywe op die kliptafels van die hart. Weet jy waar is die wet van God geskrywe? Op die kliptafel, nie op kliptafels nie, vleestafels van die hart. Want daar verander van buite af die wet op kliptafels is jy mag nie, jy moet. Maar wanneer jy binne in jou is, dan wil jy. Dis 'n verandering. Ek wil. Wie van julle wil steel? Ek wil nie steel nie. Ek wil nie lieg nie. Ek wil nie doodmaak nie. Hoekom nie? Want God se wet van liefde is in my hart geskrywe. En die laaste is God se teenwoordigheid gee vir my sekerheid. Jy sien oukies, wanneer jy nie in God se teenwoordigheid is nie, dan is jy altyd onseker. Jy weet, dis soos daai GPS van jou, jy weet. Veral as ek daar na Johannesburg kom en ek daar op pad na Sandton toe en daai tannietjie jou oppraat, dan is ek nie moeilikheid hoor. Want ek weet nie waar gaan ek nou heen nie. Dit maak my onseker. Ek hoor nie haar stem nie. Jy sien, wanneer jy nie teenwoordig van God is nie, dan hoor jy sy stem nie. En nou weet jy nie waar jy nie. Jy's verdwaal, al voor jy verdwaal het. Verstaan jy wat ek vir jou probeer sê? Maar as jy in die teenwoordigheid van God is, hoor jy sy stem en is jy seker, ek's op pad. Al sien ek nie eindbestemming nie, al sien ek nie waar ek gaan nie, maar ek weet, hierdie stem gaan my nie laat verdwaal nie. Hierdie stem gaan my by my bestemming uitbring. En weet jy, Romeine 8 vers 31 sê, as God vir jou is, wie kan teen jou wees? Onthou net, God se teenwoordigheid vat nie die wêreld se probleme weg nie. Die woestyn het nie ewe skielik in 'n oerwoud verander nie. Die woestyn het woestyn gebly. Maar weet jy wat? Daai teenwoordigheid van God het vir hulle sekerheid gegee. Ons is op pad. Ons gaan beloofde land toe. En nou is ek en jy op pad. En Jesus het ons beloof wat? Ek gaan om vir julle plek voor te berei, sodat julle eendag kan weet waar ek is. En ek wil vir julle sê, ek en jy wat kinders van God is nie op pad nêrens toe nie. Ons is ook nie op pad hel toe nie. Ons is op pad Vaderhuis toe. Want hy het beloof. En as hy beloof het, lieg hy nie. God se teenwoordigheid maak die groot verskil in ons lewens. O, dankie vir God se teenwoordigheid. Saam met Moses wil ek sê, ek gaan nêrens as U nie saamgaan nie. Ek gaan nie een tree verder nie. Sonder U gaan ek nêrens nie. Ek bly net hier waar ek is. En God sal met jou beweeg wanneer jy onder sy wolk van teenwoordigheid is. Amen. Here, baie, baie dankie dat ek nie U teenwoordigheid hoef af te smeek nie, dat ek die teenwoordigheid nie hoef te fabriseer nie, dat ons nie op en af hoef te spring en emosioneel te raak om U teenwoordigheid te ervaar nie, maar dat ons U teenwoordigheid ervaar omdat U Jesus, God se tent wat tussen ons kom woon het, nou binne in ons kom tent maak en dat U wet op die tafels van ons hart kom skryf het. Amen.
Ek wil julle huis toe stuur met die seën van die Here. Maar ek wil maar net vir julle hier aan die einde sê, dit bly so wonderlik dat toe Jesus na sy Vader toe teruggegaan het, staan daar in Handelinge, hy het teruggegaan op 'n wolk. Hy het teruggegaan op 'n wolk. En toe hy teruggaan op 'n wolk, toe sê hy, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld. Sy wolk is by ons. Sy wolk, en hy kom eendag terug, weer op 'n wolk, om ons te kom haal. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly. Amen.